is in hom, daarom sing. Ons kennis kan hom nie verbaas nie, want hy is al wetend en wys. Hy is nooit verkeerd nie, en daarom sing ons halleluja, God is in beheer. Halleluja, aan hom al die eer. Geen duisternis kan omkeer. Halleluja, halleluja. Halleluja, God is in beheer. Halleluja, aan hom al die eer. Geen duisternis kan omkeer. Halleluja, halleluja. Halleluja, God is in beheer. Halleluja, aan hom al die eer. Geen duisternis kan omkeer. Halleluja, halleluja. Halleluja, God is in beheer. Halleluja, aan hom al die eer. Geen duisternis kan omkeer. Halleluja, halleluja. Halleluja, kom ons lê die oor vir 'n oomblik. Here, ons bely vanmôre dat U is in beheer. Ja, Here, geen duisternis kan U keer nie. Die woord sê, wat kan ons skei van die liefde van Jesus? Ons weet, Here, daar is niks. Romeine 8:35 sê, wat sal ons skei van die liefde van Christus? Want hy sê, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Daarom sê ons vanmôre, Here, halleluja, God is in beheer. Dankie dat ons vanmôre so kan bewus word van die teenwoordigheid. Dankie, Here, dat ons vanmôre net kan kom by mekaar kom as gemeente, boeties en sissies in die Here, en net voor U kan kom kniel. En al die eer en al die lof van U bring. Here, dit is in hierdie tyd van die jaar waar vir die meeste mense gaan oor die verkeerde redes van ons vanmôre sê, Here, dit gaan alles net oor U. So word verheerlik vanmôre in hierdie gebou, word verheerlik vanmôre in hierdie diens, en mag ons vanmôre hier uitstap, anders as wat ons ingekom het. Is my gebed vanmôre in Jesus naam, en almal sê saam met my, amen, amen. Dan is dit goeiemôre, wat ek net eers weer moet aansit, wat moet aan en af. Julle moet maar verskoon vanmôre, dis 'n bietjie de mekaar, is bietjie anders, maar hulle sê, change is as good as a holiday, né? So as jy nie die woorde van die liedjies ken nie, gaan jy bietjie agtertoe moet skuif, want die enigste skerm wat ons het is daarso. Die wat hier voor is wat nie ken, ons sal jou verskoon as jou mond net so maak. Nee. Baie welkom, dankie dat julle ons verdra. Ek weet dis anders, ek weet dis snaaks, ek weet dit voel nie dieselfde nie,
Maar vir ewe skielik, vir eerste keer in baie lang ruk, sit almal tot voor. Voel eintlik baie lekker. Ek wil net die voorstes waarsku. Jy moet maar jou distansie hou, hoor. As 'n man opgewonde raak, dan begin die sparks fly. Baie welkom weer eens aan elkeen, welkom aan elke besoeker. Ek wil vanmôre spesiale welkom sê aan Tannie Betty Du Plessis se familie, Pieter, die kinders. Baie welkom vanmôre. Mag die Here julle seën. Nou as jy oom Pieter sien, dan gaan jy Tannie Betty sien. Hulle lyk so vinkel en koljander. Die een lyk soos die ander. Ons is welkom, baie bly julle is hier vanmôre. As die klank te hard is, maak net so, ons sukkel om die klank reg te kry, dit is vreemd, dit is anders, ek weet dit, maar ons is mos nie om geëntertain te word nie, ons mos hier om die naam van die Here groot te maak, amen. Halleluja, baie dankie weer eens dat jy is. Kom ek het vinnig die aankondigings, dis baie vinnig, dis baie gou, en ons gaan die program vir die maand het ons 'n bietjie verander ter wille van die werkery en van ons mense wat weggaan, die beskikbare hande is minder. En dit beteken ons het nou vandag het ons nou natuurlik diens, julle is nou hier, en dan het ons nou nie die volgende Sondag, die 21ste het ons nie diens nie, so neem kennis, Sondag, vandag oor 'n week is daar nie oggenddiens nie, daar is wel die 25ste Desember, 'n Kersdiens, 'n Christusfees, noem dit wat jy wil, ons kom die naam van die Here groot maak, want vir ons is gebore 'n seun, en aan ons is gegee, koning van die konings en die heerskappy is op sy skouers. So ons vier die gebeurtenis, ons vier nie die dag, die Kersdag nie, ons vier die gebeurtenis van 'n koning wat vir ons gebore is. Is dit nie mooi nie? Amen. So die 25ste Desember, 9:00 die oggend, en dan is ons ook sommer bederf om vir Tanya Strauss by ons te hê, sy gaan ons bedien met sang en musiek, so nooi asseblief iemand, ek gaan nog stoele kry, jy kan daai kant ook uitsit, so ons kan hulle so bedien as dit nodig is. So, kom ons maak vol. Waar is die daad toe die kinders voor op die grond gesit het? Kan julle daai Pinksterdiens onthou? Kinders so voor onder op die banke op die grond gesit het, was nie plek gewees nie. Nou ek het die teels is bietjie koud, so ons gaan nie laat hulle op die teels sit nie. Maar ja, so ons maak spasie, ons gaan hulle dit ons terughou nie, né? Dan die 28ste Desember is daar ook nie 'n oggenddiens nie, maar wel die 31ste Desember het ons 6:00 die aand 'n oujaarsdiens. Weer eens, ons beweeg weg van die middernagdiens af, is ons vreemd, ons is gewoond al die jare, ons hele lewe lank het ons middernagdiens, maar nou ons leef in 'n nuwe era, nuwe tye, waar dit te gevaarlik raak en moeilik raak om in die aand uit te ry en te beweeg, veral hier 12:00 in die nag. So ons het 6:00 daai aand het ons dan 'n diens, en dan na die tyd gaan ons 'n bietjie kuier. Ons kan vroeër op begin, die wat wil, dan gaan ons 'n bietjie braai en kuier, die wat wil kan 'n vleisie saambring, en ons gaan net lekker saam kuier. So ons gaan lekker praise and worship, die naam van die Here groot maak, en so as familie saam in die nuwe jaar ingaan. Gaan jy ons ondersteun as jy is? Kan ek sê, wie gaan met vakansie van nou tot die begin Januarie? Ja, ek wil dit sien. Ok, laat ek dit sien. Daar is hande wat opgaan. Prys die Here. Wonderlik. As jy op die pad is in die week wat kom, ry mooi, wees versigtig. As jy saam met familie is, geniet dit. Spandeer die tyd saam met jou mense. Julle sal sien, ons is nou besig met die kerklokaal. Ja, as hy koud is, maak asseblief toe. Dit is 'n aanpassing. Verskoon ons daar agter besig. Die projek het bietjie groter geword soos wat ons aangaan. Julle weet mos hoe werk dit, né? Jy begin by dit en dan word dit meer en meer en meer en meer. So ons het intussen besluit om die banke ook te vervang en die sitplekke, die matte te vervang. Waarvan praat ek nou? Die banke gaan hergestoffeer word. En nou sê mense, die kerk het baie geld. Nee, jy verstaan nie, ons doen dit in die geloof. Die Here voorsien vir ons soos wat ons gaan. Regtig waar. So dankie vir elkeen wat bygedra het, dankie aan elkeen wat kom help, elkeen wat ietsie bring, wat dit ook al is, om die las ligter te maak. Ons waardeer julle. Dankie vir almal wat help en gehelp het sover. Ons waardeer julle. Goed, dis dit. Ek kan nie vir julle sê ons gaan die 4de Januarie terug in die kerk wees nie. Ek weet nie. Gaan ons. In geloof. Jezus is in geloof. Sy het te veel genade vir my nie. Ons gaan, sê my vrou. Ons gaan. Alright, julle die antwoord gekry, né? Ons gaan. Alright. So ja. Kyk, ek is die hoof van die huis. Maar lyk my sy is die nek. Sy besluit waarheen kyk die hoof van die huis. Ja.
Dankie aan elkeen wat gehelp het, regtig, ons waardeer dit. Ek kan nie veel sê wanneer gaan ons terug wees. Ons jaag, ons druk om klaar te kry. So, dit is bietjie groter as wat ons aanvanklik gedink het, maar die Here is vir ons goed. So, wees maar geduldig, en die geduld met ons hê. Dankie. As die klank dan nie vanmôre te lekker is nie, en ons is nou bietjie hiervoor sukkel, help ons, klap lekker hande saam, sing saam met ons. Ek gaan weer vir jou die teksvers lees. Romeine 8:35 en 39 tot 39 sê, wie sal ons skei van die liefde van Jesus? Wie sal ons skei? Niks. En kom en hy sê, het sluit af met, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Amen. Gaan jy saam met my staan, gaan ons lekker saam sing. Nou van die Here groot maak. As jy nie die woorde ken nie, gaan jy moet agtertoe beweeg. As jy regtig die woorde wil hê, kom ons staan. Ons sing lekker saam. Maak die naam van die Here groot. Hierdie koortjie sê, Jesus, U is die sterke leeu van Juda. Sy. Klap lekker hande saam. Jesus, sterke leeu van Juda. Jesus, vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot. U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. U is vir ewig, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. U is vir ewig, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Jesus, dit gaan alles net oor U. Jesus, dit gaan alles net oor U. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Heer is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is
Slaas wat syne slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, en sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Laaste maal, kom ons loof hom. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Amen, kom ons loof die Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Here, ons eer U vanmôre. Ons prys U. Halleluja. Dankie Jesus. Daar wie staan, wil jy net bietjie jou hart vanmôre rig na die Here nie. Wil jy net vanmôre jou hande ophef en jou gedagtes vir 'n oomblik sluit en sê, Here, ek wil nie verder dink aan my kommer en my stres en alles wat aan my saamgaan nie, maar ek wil net fokus op U. Halleluja. Dankie Here. Dankie Jesus. Halleluja. All heaven declares the glory of the risen God. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be, the Lamb upon the throne, I gladly bow my knee, and worship you alone. I will proclaim the glory of the risen God, who once was slain to reconcile all men to God. Forever you will be, the Lamb upon the throne, I gladly bow my knee, and worship you alone. Forever you will be, the Lamb upon the throne, I gladly bow my knee, and worship you alone. Forever you will be.
upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Forever you will be. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Hallelujah. Dank U, Jesus. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug, die begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God uit drie en een, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Hy is die naam voor elke naam. Hy is die naam voor elke naam. Waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Hy is die naam voor elke naam. Want hy is die naam voor elke naam. Waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Hy is die naam voor elke naam. Waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot
is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons en hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Here, ons eer U. Kerk, kom ons verhef ons stem, terwyl die musiek net vir ons teruggespeel. Ons verhef ons stem vanmôre en sê, Here, U is groot. U is genoeg vir my vanmôre, Here. Halleluja. Ons eer U vanmôre. Jesus. Jesus, vanmôre wil ons bely met ons mond, Here, dat ons het U lief. Ons het U lief, Here Jesus, elke oomblik van elke dag. U is ons lelie van die dale, U is ons blinke môrester. Ja, Here, U is die liefling van my siel. En ons aanbid U vanmôre. Halleluja. Die lief, o Heer. Dankie, Koning Jesus. Dankie, Here. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Jesus, ek het die lief vanmôre. Wil jy saam met my net vanmôre bely? Saam met my vanmôre getuig, U liefde teenoor die Here. Halleluja. Vanmôre sing, Here, met alles wat ek het, alles in my. Ja, Here, my krag, my verstand, my alles vanmôre. Halleluja. Karana babondo sherekita. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief, Jesus. Jesus, Jesus, die een na wie ek smaak. Jesus, Jesus, ek bring vir U my hart, wat oorloop van liefde in groot bewondering. Ontvang nou my offer in woorde as ek sing,
Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstaan, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Ek het U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Kom ons gee die Here nog offer vanmôre. Halleluja. Here, ons het U lief vanmôre. Ja, kom ons eer sy naam. Halleluja. Ons het U lief vanmôre, Here, met alles wat ons is, met alles wat ons het, Here. Ons vra dat U hierdie diens sal seën, die woord sal seën, in Jesus naam. Amen. Dankie, kan die sitplek neem. Kan jy net vir my die mikrofone weer mute asseblief? Jy weet, alles is nou anders. Alles klink anders, né? Goed. Ek het vanmôre 'n interessante gedagte wat ek moet deel. En is eintlik 'n ek dink is 'n wanbegrip wat ons het rondom die gedagte van dankbaarheid. En ek sê ons gaan 'n dankdiens hou vanmôre. En as ons sê dankdiens, dan dink ons kom ons sê net dankie en ons gaan huis toe. Maar dit is nie so maklik, dit is so eenvoudig nie, want dankbaarheid is eintlik so groot wye onderwerp om hanteer. En dankbaar, die term, of die titel van die boodskap vanmôre is dankbaarheid, nie omdat dit maklik is nie, maar omdat dit God se wil is. Hoor mooi. 1 Tessalonisense 5 vers 18 in die 53 vertaling sê, wees in alles dankbaar. Want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles dankbaar. Nou ek weet nie vir jou nie, ek was nog nie regtig baie dankbaar as ek 'n pap wil kry ergens, dis hier en nêrens nie. Is ek reg? Ek was nie baie dankbaar tot so 'n week of wat terug haalskarre gehad het en al my karre lyk soos lemoenskille nie. Ek weet of het met jou ook gebeur nie, want dan is ek nou glad nie baie dankbaar nie, dan verstaan ek nie, hoe kan die woord van die Here vir my sê, wees in alles dankbaar nie. Jy sien, dikwels sien ons dankbaarheid as 'n emosie. Ek is dankbaar, as 'n emosie. Iets wat gebeur wanneer alles reg uitwerk. Dat is mos maklik om dankbaar te wees, dis nie so nie. Die Bybelse konsep van dankbaarheid is radikaal anders. Daar's 'n Hebreëse woordjie vir die woord dankbaarheid wat hy noem yada. Y-A-D-A, yada. Dit beteken nie om dankbaar te voel nie, maar om God te erken, te loof of te vertrou in die middel van my chaos, in die middel van my pyn, in die middel van my krisis, in die middel van my onsekerheid, om nog steeds te kan dankbaar wees, want ek weet wie en wat hy is. Yada. Nou dis die dankbaarheid na die oorwinning, nie, want ons is gewoonlik dankbaar mos na die oorwinning, is ek reg? Na die oorwinning, yes, ek is dankbaar, dankie Here dat U vir my deurgekom het. Maar wanneer ek in die krisis is,
dan hoor ek min mense sê, ek is so dankbaar dat die. Dis ons as mens, dis ons is. Dankbaar in die geveg. Om dankbaar te wees wanneer ek met die stryd stry, nie na die antwoorde gekom het nie, maar dankbaar te wees terwyl ek die vrae het in die lewe van hoekom en waarom. Nou dis die taal van geloof. Om dankbaar te wees, ten spyte van. Dankbaarheid is die bewuste erkenning, dis wat die Afrikaanse HT sê, nou hoor mooi. Dankbaarheid is die bewuste erkenning en waardering van goedheid, geskenke of seëninge wat iemand ontvang het. Nou weet nie van jou nie, maar ek het baie ontvang van die Here. Ek praat nie van materiële dinge nie. Ek het baie van die Here ontvang. Al gaan dit met my sleg, is ek nog steeds geseënd in baie opsigte. Dis nie net 'n gevoel nie, maar dis 'n houding of 'n besluit wat ek in my lewe aanneem en aankweek om te erken dat dit wat ek ontvang het is waardevol en betekenisvol. Wat is waardevol en betekenisvol in jou lewe ten spyte van jou omstandighede? Want weer eens wanneer dit met my sleg gaan, is dit moeilik om dankbaarheid te bewys. Maar hierdie dankbaarheid, die woordjie yada, wat sê dat ek kan dankbaar wees in die middel van my chaos. Sê vir my, dankbaarheid is net 'n emosie nie. Dis 'n geestelike besluit. Dit word nie net gebaseer op omstandighede nie, maar my dankbaarheid word gebaseer op Christus. Wie en wat hy is. Daarom kan Habakuk skryf, hy sê in Habakuk 3 vers 17, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe in die wingerde wees nie. Al sou die olyf oes mislik, en daar geen vee op die lande wees nie. Nogtans sal ek in die Here jubel. Hoekom? Die omstandighede bepaal nie sy dankbaarheid nie. Sy dankbaarheid is in die Here, want hy weet wie en wat die Here is. Ja, dat sê Here, ek erken nie, daardie Hebreëse betekenis, as jy teruggaan na die grondkonteks, beteken, Here, ek erken U, al is ek nie op 'n goeie plek nie. Ek erken die goedheid, al is ek nie op 'n goeie plek nie. Dankbaarheid volgens die Bybel begin nie net in emosies nie, of is nie net emosies nie. Dit is ook nie net 'n geestelike besluit wat ek neem nie, maar dit is ook 'n wilsbesluit wat ek neem. So dit is 'n emosie. Dankbaarheid is 'n emosie. As jy iets vir my doen, sê ek dankbaar teenoor jou en ek gee jou druk, ek sê vir jou dankie, ek skud jou hand en ek sê vir jou dankie. Maar dankbaarheid is ook 'n geestelike besluit in die sin van ek weet wie en wat ek in die Here is. Maar dankbaarheid is ook 'n wilsbesluit. Om dankbaar te wees is 'n keuse wat ek en jy maak. Ons kies dit voordat ons dit voel. Ek kies dankbaarheid voor ek dit voel. Want weer eens, as ek in die slegte tye in my lewe gaan, dan voel ek nie die dankbaarheid in my hart nie, maar ek moet kies. Dis 'n wilsbesluit. Ons spreek die dankbaarheid nog voordat ek die antwoord sien van dit wat ek die Here vertrou. Ons verklaar dit nog voordat ons verstaan. Voordat ons verstaan waar die Here met ons op pad is en hoe hierdie ding gaan uitwerk, kan ek 'n wilsbesluit maak en sê, man, ek sal die Here dankbaar wees, of ek is die Here dankbaar, ek weet nie wat die uiteinde is nie, maar hy weet. I don't need to understand. I just need to hold his hand. Alright, dit was net so inleiding, kan ek maar by die preek begin? Amen, dankie broer. Die eerste punt, ek wil 4 punte by u noem. Nou jy weet, as ons sê ons maak klaar, dan moet jy weet ons lieg, want ons land so 3 keer, dan styg ons weer op en alright, nou die eerste punt, dankbaarheid is 'n opdrag, dis nie 'n opsie nie. Hoor wat sê die woord wat ek nou gelees het, 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God. Dankbaarheid is 'n opdrag, dis nie 'n keuse nie. Wees in alles dankbaar. Klink dit soos 'n keuse? As dit goed gaan met jou, kan jy dankbaar wees, is dit wat die woord sê? Nee. Dankbaarheid is een van die mees misverstaande Christelike opdragte wat ons ooit kan hê. Die woord sê vir ons hierso, wees dankbaar, of hy sê nie wees dankbaar vir alles nie, hy sê wees dankbaar in alles. Dit is 'n verskil, hoor die klemverskywing, wees nie dankbaar vir alles nie, wees dankbaar in alles. Want as ek net gaan dankbaar wees vir wanneer dit met my goed gaan, dan gaan daar baie min tye in my lewe wees wanneer ek dankbaar is. Die werkwoord wees dankbaar, dui op 'n voortdurende leefstyl.
Wees beteken dit is aanhoudend. Wees dankbaar, al is dit gaan met jou sleg. Wees dankbaar, al verstaan jy nie. Wees dankbaar as Wesbank jou op jou voete wil kom help. Ons maak grappies daaroor, maar wees dankbaar. Wees dankbaar in alles, nie vir alles nie. Ons is dankbaar vir alles. Dankie Here vir dit, dankie Here vir dit, dankie Here vir dit. Wees dankbaar in alles. Wees eerlik. Kom, ons wees eerlik mekaar. Ken jy onthou toe die Here jou siel gered het, toe jy net op bekering gekom het? Hoe dankbaar was jy nie dat die Here jou daai die moddersluik uitgehaal het nie? Man, daar was iets in jou, ek weet nie of jy dit ervaar het nie, dit het gevoel of daar nog iets is wat ek moet doen, want hoe kan die Here net my sonde vat en vergewe, en ek hoef niks te doen rondom dit, ja, heiligmaking en alles, maar ek kan niks doen om sy liefde te wen, want hy is lief vir my ten spyte van. Daai dank, ek kon dit net nie verstaan nie. Was jy al daar, maar met tyd, soos die jare vergaan en ons aangaan met die jare, en ons 5 jaar, 10 jaar, dan gaan ek gevoel die dankbaarheid van die Here is so geregeld van die tyd weg. Is dit nie so? Dat ons nog. Dankbaar vir die feit dat ons gered is. Dankbaar vir die feit dat hy naas gekry is in die van die lewe. Dankbaar dat hy nie van hom aangegaan is. Dankbaar dat daar nie iets is wat miskryf is. Wat Jesus ons sê, hy is en ek is erfgenaam van. Dankbaar word weer wat maak in hierdie wêreld weer nie. Mense dan sy self van nie in geboude van
Wees in alles dankbaar. Dis ons opdrag. Dis nie iets nie. Dis nie iets nie. Dankbaar is nie net ook so jou omstandighede nie, maar 'n reaksie op 'n goeie God. Dis 'n reaksie op 'n goeie God. Dis 'n reaksie op 'n God wat se karakter nie verander nie. Die kerk is nie ons saam nie. Dit is 'n reaksie op 'n God wat se karakter nie kan verander nie. Maar ek sê wat gebeur nie. Hy God. Wanneer ek klaar met die Here, ek het in my hart, dan sê ek vertrou nie wat in my lewe nie. Wanneer my Here, wat ek in my lewe sê ek Here, ek vertrou nie so ek het weet wat my lewe. Here is hier reg tot is hier weer is veel vir lewe. Is ek nie so? Wanneer ek kies om dan sê ek my hart. Here, ek gaan nie verwerk self op kan ek beslis. Op kan ek beslis. As dan ek bereid is om te reg. Dis nie geloof nie. Maar dit is dit gemaak. Waarom daar kry dat God meer is as my situasie. Dis nie so groot as my situasie. So dan dit is terug. Is nie op sy manier. Dan bereid op in jou oë vir God se woord. Wat sê die woord van ons is Psalm 50 vers 23. Wie dank vir die Here my. En wie sê reg gemaak. Ons sal van God sien. Ek gaan lees ons mooi. Wie dank vir die Here ons eer. En wie sê reg gemaak. Sal ek weg, sal ek die hel van land sal sien. Hy wat dan verbring. Wat gaan gebeur? Jy sê die hel van God dan bring God se. Hy ons op die woorde sê, wat was die woord hy wat beteken 'n reden, verlossing, herstel en die so maak. So wanneer ek die teks sê, nie dat om God self eers openbaar en dan bring dan nie ek dan sal ek self openbaar. Ek sê dan sal ek en wys wat ek gaan. Ons hier is. Jy het reis doen. En dan want dis ons aantal. Wat jy weet. Wat sal ek vir die wees? So wees is dan sal ons moet op die woorde so sê. Ja, dan gaan ons nie. Dan ek as 'n offer van dit self. Van dit en gestel. Of wat so beslis om dan kijk. Het dan offer. Dus dat is een belangrijke. Wat is een offer? Iets wat je brengt. Daar is een prijs al. Ze kan zeggen, een offer van jou is niet meer. Iets al door is voor jou. Wij de tijd van je offers. En die is zo niet beperkt. So iets gegeven heeft, zodat die persoon in vrede moet kan plaatsen. Nou, dan moet je eerst voor ons. Ik verwacht niet dat het altijd met de vraag nog wat dat je in de lucht is levende. Eigenlijk ook wel van dit so dan ik zeg zo, wie dan de offer? Zij dan offer, ik merk mijn dan het offer van dan zeg je God zien. Om jouw offer dan ik brengen. Dat is offer voor mensen, is maar makkelijk. Jij is dan het slag gaan, wanneer je niet verstaan niet, wanneer je niet gaan. En jij is dan het proces wat God zo is besteden hier. Hoe jy my eer deur jou krisis. So dankbaarheid is 'n offer wanneer dit nie van self kom. As dit van self kom, is dit net 'n emosie. Maar wanneer ek 'n wilsbesluit maak, is dit 'n offer. Wanneer ek sien dit is 'n geestelike dissipline, is dit 'n offer. Kom, is dit maklik om vir jou te sê dankie Here as dit met jou sleg gaan? 'n Offer is tog veronderstel om iets van waarde te wees.
Wanneer ons dankbaar is, skuif ons fokus van ons probleem na God se teenwoordigheid. Here, ek kies om nie te stres oor my krisis nie. Ek kies om klaar dankie te sê. Wat is geloof dan? Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Op die dinge wat ons hoop. Israel, ek het gesien, Israel het gekla in die woestyn. Hulle het gekla, al was God sigbaar by hulle. Wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag. Hy voorsien vir hulle manna elke dag. Hy voorsien aan hulle kwartels elke dag. Hulle het kos om te eet. Hulle het beskerming teen die koue en lig in die koue van die woestyn. Het hulle wolkkolom, 'n vuurkolom wat oorgaan. In die dag wanneer die woestyn warm is, dan stuur God vir hulle wolkkolom. Hoor wat gebeur. God is met hulle. Maar nog steeds kla hulle. Nog steeds kon hulle nie God se hand in hierdie stryd sien nie. Hy's elke dag daar. Wanneer ons vergeet dat God God is, dat God in beheer is en dat sy beste belange by ons is. Weet jy dat God se beste belange is by jou? Jou belange is vir God belangrik. Jou lewe is vir God belangrik. Hoe weet ek dit? Want so lief het God die wêreld gehad. Dat voor ek nog in sonde was. Was jy selfs iets van my? Waarom weet jy dat jy so terug en sy sê jy het Jesus vir my gesterf? En ons moet vergeet dat God ons is. En hy sê ons belange op sy hart het. Dan begin dit om dankbaar. Dan begin dit geskik so meer as ons weer. Nou vergeet wat ons is. Word ons soms dankbaar. Sê, wanneer ek vergeet is, as ek vergeet wat ek het, as ek vergeet dat my siel gered is, want dit is die belangrikste. Hier is die sterkste geloof. Wanneer ek vergeet dat die Here my siel gered en ek sê in die Bybel, niks kan my skei van die liefde van Jesus. Geen drank, geen vergiftiging, geen niks. Wanneer ek ondankbaar word en ek is onver genoeg, want dan dink my manier gebeur, my eie omgang belangriker as God dan en vir dan sê, kom kyk reg wat is wat doen. My omgang is so meer in die tyd. Here, ek het hom omgang en dan hoor. My gaan dit goed. Maar ek het vergeet. En ek gees gister ek het God iets gedoen. En die Here sê en alles. Alles geskryf soms aan die sê. Roep vir Here oor my mens en vergeet geen een van sy weldade nie. Wanneer ek vergeet wat die Here vir my doen, dan raak ek ondankbaar. Kom, julle almal het mense in die huis. Julle almal het kinders. Julle het almal met. Het jy weet hoe lyk iemand wat ondankbaar is? Is ek reg? Het vir iemand al iets gedoen? Soms moet ek in die spieël kyk en dan sien ek maar, dis eintlik hoe ek teenoor die Here is. Niks is goed genoeg nie. Ek wil ingaan na die volgende punt, maar hoor net hierso, wat jy raak sien, bepaal wat jy ervaar. Wat jy raak sien, bepaal wat jy ervaar. As ek net die negatief raak sien, dan gaan ek begin moan en groan, fout vind met alles en almal om my, en dit gaan bepaal wat ek ervaar. Maar wanneer ek God in oë het, wanneer ek sy woord in oë het, wanneer ek op sy grootheid fokus en sy hand wat oor my is, dan begin ek dankbaarheid kry en dankbaarheid leer my om God raak te sien. Dis 'n geestelike dissipline, dis 'n wilsbesluit wat ek moet neem. Nee, ek leef nie met oogklappies en is nou goed voel en prosperity preaching. Nee. Dit gaan die woord sê, wees in alles dankbaar. Want dankbaarheid maak jou blind vir God se hand. Ondankbaarheid maak dat ek nie meer God se goedheid raak sien. En dankbaarheid maak selfs die woestyn 'n plek van ontmoeting. Jy mag dalk in die woestyn wees, maar wanneer ek begin God se hand raak sien, hoekom travel die volk vir 40 jaar?
omdat 'n man lei, want as dit 'n vrou was, het sy vinniger gevra vir direksies, né? Mans vra mos nie vir directions nie. Nee, hoekom travel hulle? Een van die redes kan wees, omdat hulle nie die hand van God kon raak sien, wat hulle uit slawerny uitgevat het nie. Deur die woestyn vir hulle voorsien dag na dag na dag. En waar die woestyn moet eintlik 'n plek van ontmoeting wees, maar ons raak vies en kwaad en ondankbaar in hierdie situasie. Wie dankoffer, sê hy, eer my. Hom sal ek die heil van God laat sien. So ons sien dan dankbaarheid bring God se teenwoordigheid in my lewe. Die derde punt, dankbaarheid is God se wil in Jesus. Dis God se wil. Want dit is die wil, sê 1 Tessalonisense 5 vers 18. Dit is die wil van God. Dis God se wil. God se wil is nie eers 'n plek, 'n beroep of 'n situasie nie. Dis 'n hartsgesindheid. God soek my hart moet op die regte plek wees. Wat is God se wil om dankbaar te wees? Dit is God se wil. Wat is die grootste rede tot dankbaarheid wat jy al reeds ontvang het? Wat is dit? Die redding van jou siel. Net dit alleen moet maak dat ek elke dag 'n blydskap in my het, dat ek elke dag 'n huppel in my stappie het, dat ek elke dag opgewonde is, want ek is op pad hemel toe. Al vat dit my 50 jaar om daar te kom, of 60 of 70 jaar om daar te kom. Maar daai is die ewigheid. Net dit alleen, my hartsgesindheid moet so wees, dat ek nie om wat met my op hierdie aarde gebeur nie, my siel is gered. Niks van hierdie aarde kan my enigiets doen nie. Kolossense 2 vers 6 en 7 sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, oorvloeiende in dankbaarheid. Wandel ons in dankbaarheid. Ek meen, dis die derde punt wat ons hier sê, is dat dit is God se wil. Hier kom die woord van die Here weer in Kolossense. Hy sê, soos julle Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, oorvloeiende in dankbaarheid. As jy nie weet wat God se wil is nie, as jy dalk nie weet wat se God se wil is, begin deur dankbaar te wees. Het jy geweet dis God se wil? Baie mense sê vir my, pastoor, ek weet nie wat is God se wil in my lewe nie. Ek weet nie waar is die Here met my pad nie. Ek weet nie wat, kan ek jou sê waar begin jy? Dankbaarheid. Dis God se wil. Ons het nou net gesien met die vorige punt, wanneer ek dankbaar is, dan bring God sy teenwoordigheid. Ons wil eers die antwoorde hê van waar moet ek gaan, wat moet ek doen, en daarna wil ek dankbaar wees. Hier leer die woord ons, wees eers dankbaar. Dis God se wil, prioriteit nommer 1 in jou lewe. Jy sien, dankbaarheid plaas my in lyn met God se hart. Selfs wanneer ek nie kan verstaan nie. Wanneer ek nie weet nie. Ek kan nog steeds vertrou. Maak my dankbaar. En dit is die wil van God. Dis wat die woord sê. Punt nommer 4. Dankbaarheid word geleef uit jou posisie in Christus, nie vanuit jou kondisie nie. Hoor mooi, vanuit jou posisie in Christus, nie vanuit jou kondisie wat jy hier sien. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. In wie is jy? Ons kondisie wys na ons huidige omstandighede, dit wat wisselvallig is, dit wat verander, dit wat soms swaar en moeilik is. Maar ons posisie in Christus is bankvas. Dit staan vas vir alle ewigheid, is 'n vaste waarheid. Ons is verlos, ons is aangeneem, ons is gevestig in hom. Jy sien, wanneer ek dankbaar is vanuit die kondisie van my lewe, gaan ek baie min keer in my lewe dankbaar wees. Maar ek moet leer om dankbaar te wees vanuit 'n posisie uit van dit wat alreeds vir my gedoen is. Onthou wat ons gesê, wat is yada? Gaan ek gou terug gaan daarna toe? Wat is daar die Griekse woordjie yada wat beteken? Om God te erken, te loof of te vertrou in die middel van Gods wag, in die middel van my wag, in die middel van my pyn, in die middel van my onsekerheid, moet ek God kan vertrou, want hy het alreeds vir my die prys betaal. Is ons dankbaar net vanuit kondisie, want dan is dit net 'n emosie. Ons is aan die einde van die jaar.
Ons is aan die einde van die jaar. As jy terugkyk oor jou lewe, en ons kyk net na die mooi goed, en ek gaan dankbaar wees vanuit die emosie, mag jy dalk 'n kort lysie hê, van waarvoor jy dankbaar is. Kom, wees eerlik, voor die diens vanoggend begin het, as ek vir jou gesê het, maak vir my 'n lysie, van goed waarvoor jy dankbaar is. Waarvoor gaan jy sê dankie? Here, dankie vir die slegte mediese verslag wat ek gekry het. Here, dankie vir die krisis waardeur ek gegaan het in hierdie jaar. Nee, ons gaan dit nooit doen nie. As ek vir jou vra, maak 'n lysie vir die goed waarvoor jy dankbaar is, waar gaan jy begin? Dankie vir my gesondheid, dankie vir my kinders, dankie vir my vrou, dankie vir my werk, dankie vir dit. Is ek reg? Is ek reg? Dis 'n normale reaksie, is nie verkeerd, hoor dit ek sê. Maar ons kan nie van daar af uit dankbaar wees nie, want van ons se lysie gaan dalk so lyk. As jy 'n rowwe jaar agter die rug het, wie het 'n rowwe jaar agter die rug? Daar's hande wat opgaan. Jou lysie van dankbaarheid gaan dalk net, as jy vanuit emosie werk, 3-4 wees. Is ek reg? Maar wanneer ek besef, ek moet dankbaar wees vanuit my posisie in Christus, dan verander my hele dankbaarheid perspektief. Here, dankie dat U elke môre vir my wag wanneer ek wakker word. Dankie dat die woord van my sê dat U garantiere net is elke môre nuut. Dankie Here dat my kinders U dien. Dankie Here dat ek 'n kerk het om in te kom sit. Dankie Here dat ek vrydag kan aanbid. Dankie Here vir tegnologie, dat ek in my huis U naam kan aanbid, dat ek lekker kan sing, en dankie vir die redding van my siel, en dankie Here dat U my geestelike gawes gegee het. Het jy al vir die Here, is jy al dankbaar? Het jy al vir die Here dankie gesê vir die gawes wat Hy jou gegee het om vir Hom te kan werk? Dankie Here dat U my uitgekies het om vir U te werk. Dis 'n groot eer, maar oké, ek hardop van die punt af. Paulus kom en hy verbind in hierdie gedeelte van 1 Tessalonisense 5:18, verbind hy dankbaarheid nie aan gemaak nie, maar in Christus Jesus. Hy sê, wees dankbaar in Christus. Wat is jou posisie? In Christus. Identiteit wat nie deur situasies verander word nie, vernietig kan word nie, want wat sal ons skei van die liefde van Jesus? Niks. Efesiërs 1:3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Hoor, waarmee is jy geseën? Waarvoor kan ons sê dankie? Vir al die geestelike seëninge. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het. Jy wat hom aangeneem het, jy kind van die Here, jy is geseën met geestelike seëninge in Christus. Nie in jouself nie, nie in die kerk nie, die volledige kerk af jy niks doen nie, kan nie jou siel red nie, die kerk af, in Christus. Ek sluit af, as ek wag vir beter omstandighede om dankbaar te wees, sal ek selden dankbaar wees in my lewe. Maar as ek dankbaar is, vanuit my posisie in Christus, het ek altyd rede tot dank. Altyd. Kom ons maak ons dankbaarheid 'n geloofsverklaring. 'n Geloofsverklaring, nie emosionele reaksie. 'n Geloofsverklaring. Dankie Here vir die jaar wat verby is. Here, al is my kondisie, as ek dit so kan noem, my omstandighede moeilik, bly my posisie onveranderlik. Ek sê dit baie keer, ek gaan dit weer sê. Julle ken die storie. Ek mag dalk omval in God se hand, maar ek sal nooit uitval. Bedoelende, my kondisie bepaal nie God se goedheid nie. Al val ek om, al struikel ek, al soos Jesaja sê, die jong manne word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Nee, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Jy mag omval. Jy mag dalk struikel, jy mag deur krisisse gaan. Jy mag seer hê.
Jy mag verlies hê in hierdie jaar. Maar onthou net, jou posisie sal nooit verander nie. Hy hou jou altyd in die holte van sy hand. Die woord sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Al gaan dit met jou hoe. Vandag vra die Here nie vir jou of jou lewe perfek is nie. Die Here vra nie, was dit 'n goeie jaar vir jou nie. Die Here vra vanmôre vir jou, sal jy my genoeg vertrou om dankbaar te wees, selfs nou? Sal jy my genoeg vertrou om dankbaar te kan wees? Al gaan dit met jou sleg. Hoe lyk die saak vanmôre? Is ons dankbaar? Kan ons nog dankbaar wees? Kan ek jou vrou my oë te sluit vir 'n oomblik? In Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar. Want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. In alles dankbaar. Wees in alles dankbaar. Nie vir alles nie, in alles. Want dit is die wil van God in Christus. In Jesus. Jou posisie in Jesus. As jou dankbaarheid net 'n emosie is, gaan ons sukkel om dankbaar te wees. As jou dankbaarheid net 'n geestelike besluit is, wanneer ek geestelik swak voel, dan is ek ook nie meer dankbaar nie. Maar ek moet dit 'n wilsbesluit maak. 'n Wilsbesluit maak om te sê, Here, ek wil dankbaar wees. Ek wil, want dit is U wil. Here, ons wil vanmôre vir U sê dankie. Dankie, Here, dat ons weet wie en wat ons aan U is. Here, elkeen wat hier sit kan vanmôre 'n storie vertel van krisisse en probleme. Kan vanmôre 'n storie vertel van die jaar wat sy uitdagings gehad het. Kan vanmôre 'n storie vertel van seer en trane. Kan vanmôre 'n storie vertel van rou, benoudheid, kommer. Maar Here, dis nie waar ons dankbaarheid lê nie. Van ons kan dalk stories vertel van goedheid en hoe goed die jaar was, geseënde jaar. Ek praat van finansiëel, emosioneel, gesondheid. Maar Here, ons almal vanmôre kan sê, in U, in Christus, is ek dankbaar. Ek is dankbaar vir dit wat U vir my doen, al lyk my omstandighede anders. U is nog steeds in beheer. Ons het begin met die koortjie in die versgedeelte van hom het gesê, Halleluja, God is in beheer. Hy is in beheer. En daarom kan ek vanmôre dankbaar wees. Dankbaar wees. Omdat U woord sê, U sal my nooit begewe en my nooit verlaat. Sê vir die dankie vir hierdie jaar, Here. Dankie vir 12 maande wat U ons by die hand geneem het. Here, ons het nie altyd alles verstaan nie. Ons het nie alles verstaan nie, Here. Maar ons weet, U sal ons nooit los nie. Halleluja. Halleluja. Onthou, dankbaarheid is nie 'n reaksie op omstandighede, goeie omstandighede nie. Dis 'n reaksie op 'n goeie God. Dis 'n reaksie op God se karakter wat nooit kan verander nie. Mag jy met hierdie wete die res van die jaar ingaan. Mag jy met hierdie wete in die nuwe jaar ingaan. Met die wete dat maak nie saak wat jou pad kom nie. Hy bly 'n goeie God. Sy karakter sal nooit verander nie.
Gemeente wil ons vir sê, dankie Here. Kan ons dalk anders te doen vanmôre, kan ons dalk daai laaste lied saam sing wat sê, Halleluja, God is in beheer. As ek nou net my ou plektrimpie kan kry hier eers, in geval, prys die Here. Kom ons staan, ons gaan ons 'n bietjie anders te doen. Dan gaan ons dankbaarheid teenoor die Here uitspreek en sê, dankie Here, dat U is in beheer. Is dit reg met U? Ons staan so en ons staan saam en dan ons het nog die offerhandes en tieners opgeneem nie, ekskuus. Kan ek vra dat 3 of 4 van die jong mense my kan help? Daar lê die goedjies daar aan die kant, sommer net so verbygaan. Wie kan ek? Nonna, kan jy my help, my kind asseblief? Renée, asseblief Verleen. Daar is sy. Daar is sy. Hy is ewig en altyd die God wat regeer. Ons begin en einde is in hom, daarom sing ons halleluja, God is in beheer, halleluja, van hom al die eer, geen duisternis kan omkeer, halleluja, halleluja. Ons kennis kan hom nie verbaas nie, want hy is alwetend en wys. Hy is nooit verkeerd nie, en daarom sing ons halleluja, God is in beheer, halleluja, van hom al die eer, geen duisternis kan omkeer, halleluja, 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 God is in beheer, halleluja, aan hom al die eer, geen duisternis kan omkeer, halleluja, halleluja. Laaste maal, halleluja, God is in beheer, halleluja, aan hom al die eer, geen duisternis kan omkeer, halleluja, halleluja. Here, ons bely vanmôre dat U is in beheer, en Here, ons gaan U dankbaar vir U wees vanuit ons posisie uit, en nie noodwendig van ons omstandighede en ons kondisie nie. Leer ons, Here, in hierdie jaar wat kom, om altyd dankbaar te wees. Ons sê vir U dankie vir die jaar wat verby is. Dankie dat U saam met ons was, dat U ons gedra het, ons gelei het, en ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Geseënde dag vir die verder. Daar's koffie. Kuier gerus saam met ons. Moenie haastig wees nie. En dan sien ons mekaar dan die 25ste Desember. Die wat wil kom help, môreoggend 8:00, jy's welkom om te kom hand gee. Ons waardeer U. Prys die naam van die Here, gaan in sy vrede. Halleluja, God is in beheer. Halleluja, en hom al die eer. Geen duisternis kan